Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Nadat Prof Koenig in sy boek Alle paaie lei na Jesus gekyk het na die skepping, kyk hy nou na verskillende aspekte van die mens en stel dan die vraag, wat is die mens? Dis 'n vreemde vraag. Hoe kan mense vra wat 'n mens is? Ons weet tog. Ons is dan self mense. Ons kan wel vra wat engele is, want ons kan hulle nie sien nie. Ons kan vra hoe dit op die maan lyk, want ons was nog nie daar nie. Maar hoekom vra ons wat 'n mens is? Gaan kyk maar in die spieël, dan sal jy dit sien. En tog is daar al baie boeke in baie tale geskryf wat juis hierdie titel dra. Wat is die mens? Miskien is dit omdat daar so 'n onbeheerbare verskeidenheid onder mense is. En dan gaan dit ook nie net oor verskillende kleure en kulture nie. Dit gaan eerder oor die kwaliteit van mens wees. Daar is uiterstes wat 'n mens in verwarring kan laat eindig. Eerlik en bedrieglik, saggeaard en wreed, hardwerkend en lui, verstandig en stiksienig. Hoe lank sal ons aanhou? Wat is 'n mens? Wat of wie is die mens wat ek gister ontmoet het? Wie is ek regtig? Die man of vrou agter die masker, of die ware ek? Dis mos nie waar van diere nie. Daar is wel aggressiewe leeu's en minder aggressiewe leeu's, maar dis tog omtrent waar dit eindig. Daar's nie eerlike leeu's en bedrieglike leeu's nie, of betroubare en onbetroubare leeu's nie. Maar wat het jy voor jou as jy 'n onbekende mens ontmoet? Kan jy hom of haar vertrou? En hoe maklik blyk dit nie agterna, jy was heeltemal verkeerd in jou oordeel nie. 'n Vriend van my sê graag, ek hou nie van daardie man nie, ek sal hom beter moet leer ken. Maar dit kan ook andersom wees. Dis veral die etiese, morele kwaliteit wat op die spel is. Diere is nie kulturele, etiese en godsdienstige wesens nie. Dis op hierdie terreine waar die onsekerheid en verwarrende verskeidenheid ons laat vra, wat is 'n mens? Maar juis omdat dit veral om waardes gaan, moet 'n mens miskien die vraag so klein bietjie anders vra. Nie wat is 'n mens nie, maar wat behoort 'n mens te wees? Ander vakwetenskappe kan ander antwoorde gee. Op die vraag wat 'n mens is, sal die fisioloog byvoorbeeld antwoord 3/4 water en verder 'n bietjie koolstof, kalsium en 'n paar ander spoorelemente. En dis waar. Baie sosioloë sal antwoord 'n verhoudingswese en dis ook waar. Sommige sielkundiges mag antwoord 'n komplekse wese met 'n mengsel van emosie en denke en dis ook waar. Maar dis nie ware oordeele nie. En uiteindelik is dit waardes wat ons as mense van diere onderskei. Diere gee nie om vir mekaar nie. Diere help mekaar nie. En diere bedrieg mekaar ook nie en skinder ook nie van mekaar nie. Daarom gaan ons aan die Bybel met twee vrae. Wat is die mens? Wat behoort die mens te wees? En in die Bybel gaan ons 'n rykdom perspektiewe kry. Die Bybel is sonder meer 'n boek oor mense. Op elke bladsy gaan dit oor mense. Daar is natuurlik ook sprake van die natuur en van diere en van engele, van bose magte en veral van God. Maar dit neem nie die feit weg dat die Bybel oor mense gaan nie. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, dankie dat die Bybel u woord vir ons van mense vertel. Help vir ons om dit as 'n spieël voor ons te hou, sodat ons eerlik kan ontdek wat ons is en wat ons behoort te wees. In Jesus se naam. Amen.